Lian is 'n oulike 6-jarige seentjie wat so graag 'n ou troeteldiertjie wil hê. Hy dink hy's nog groot genoeg en wil so graag 'n maatjie hê waarmee hy elke dag by die huis kan speel. Sy ouers het vir hom gesê, as hulle sien hy is groot genoeg en hulle dink hy kan nou na 'n ou diertjie kyk, sal hulle vir hom een koop. Eendag na skool speel Lian lekker in sy kamer en hoor toe 'n geklop aan sy deur. "Kan ek inkom?" vra sy mamma. "Ek het 'n baie groot verrassing vir jou, maar voor ek inkom, moet jy jou oogies styf toemaak." "Oeh, wat kan dit wees?" roep hy uit. Die opgewondenheid borrel sommer binne in hom. Sy mamma kom in die kamer met iets wat in 'n hok is. "Raai, wat kan dit wees?" sê sy mamma. Lian weet sommer dadelik wat dit is, want hy kan hoor hoe die diertjie op die wielietjie in die hok hardloop en speel. "Jippie!" skree hy en maak sy oogies oop. "'n Hamster!" Dankie mamma. Ag, kyk hoe klein en oulik is hy. Hy'le oulike hamstertjie. Jy moet vir hom nou net 'n naampie gee en dan 'n lekker plekkie in jou kamer soek waar sy hok gaan staan. Hy hardloop en gee sy mamma 'n groot druk en 'n swentjie op die wang. Dankie mamma. Ek sal baie mooi na hom kyk." Hy dink so 'n tydjie en kyk van nader na die oulike klein hamstertjie. "Jou naam gaan Vlekkie Bekkie wees." Lag sy mamma. "Dis darem 'n oulike en baie snaakse naam." En net so het die twee baie groot maatjies geraak. Vlekkie Bekkie het al saam met Lian gedoen, gespeel, geëet, gebad en huiswerk gedoen. Slaaptyd was Vlekkie Bekkie se gunsteling plekkie om te slaap in Lian se nekkie op sy kussing elke aand. Soos die weke aangegaan het, het daar iets baie vreemd gebeur met die klein hamstertjie. Hy het gegroei en gegroei en gegroei. Hy het so groot geraak dat hy nie meer in Lian se nekkie kan slaap nie en ook nie meer op sy bed saam met hom nie. Sy mamma het vir Vlekkie Bekkie sy eie oulike bedjie langs Lian se bed gemaak. Maar as mamma in die nag kom kyk of hulle mooi warm toegegooi is, dan sien sy of Vlekkie Bekkie lê maar weer langs Lian op sy bed, of Lian het van sy bedjie afgeklim en lê langs Vlekkie Bekkie. Toe besluit sy mamma, dit sal die beste wees as sy net 'n dubbelbed vir hulle twee kry. Dan kan hulle heerlik saam slaap op een groot bed. Lian se maatjies het natuurlik gereeld by hom kom kuier. Hulle het nog nooit so 'n groot hamster gesien nie. Vlekkie Bekkie het natuurlik baie van al die aandag gehou. Hy het gehou daarvan om toertjies te doen. Lian het hom verskillende toertjies geleer. Vlekkie Bekkie het dit so geniet om elke dag iets nuuts te leer. Die dorp se koerant het van die groot en baie oulike hamster gehoor en hulle twee het toe in 'n paar koerante verskyn en selfs op die televisie. En soos die jare verbygegaan het hulle twee sommer baie kompetisies gewen. En tot vandag toe is hulle twee nog steeds sulke groot maatjies. Hulle toer nou die wêreld vol en maak sommer baie geldjies met hul toertjies.